Weet jy, dis snaaks. 'n Eenvoudige snytjie behoort mos vinnig te genees, maar wat as dit nie gebeur nie? Wat as dit weke of selfs maande vat? Wel, vandag kyk ons na die ongelooflike wetenskap agter daardie hardnekkige wonde, die wat net weier om gesond te word. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n syfer wat jou dalk gaan skok. As iemand kritiese ledemaat ischemie het, dis nou 'n mondvol, maar dit beteken basies daar's gevaarlik min bloedvloei na arm of 'n been. Wel, as daardie bloedvloei nie herstel word nie, is daar 'n 25 tot 40% kans op 'n groot amputasie. En dit binne 'n enkele jaar. En dis die harde realiteit van chroniese wonde. Dit word 'n al hoe groter probleem, veral met die toename van toestande soos diabetes en vetsug. Vir miljoene mense is so 'n wond nie net 'n seerplek nie, dis iets wat hulle hele lewe kan omvergooi. Goed, so om hierdie hele ding te verstaan, gaan ons 'n padkaart volg. Eers die probleem self, dan hoe jou liggaam eintlik veronderstel is om te genees. Ons gaan kyk hoekom dit soms vasval, hoe dokters die oorsaak vind en watter moderne gereedskap hulle gebruik. En dan sluit ons af met 'n kykie na die toekoms. Reg, kom ons begin by die begin. Die probleem van wonde wat net eenvoudig nie wil genees nie. Kyk, dis nie iets wat een dokter alleen kan oplos nie. Die antwoord lê dikwels by 'n hele span spesialiste wat saamwerk in toegewyde wondklinieke. Dis 'n bietjie soos 'n Formule 1 pitstopspan. Jy het die vaskulêre chirurg, die endokrinoloog, die voeteelkundige, almal moet saamwerk om die probleem aan te pak. Goed, nou dat ons die probleem verstaan, kom ons kyk hoe dinge veronderstel is om te werk. Jou liggaam het 'n ongelooflike bloudrukverheling. Dink daaraan soos 'n bouprojek in 3 fases. Stap 1. Die opruimingsspan daag op. Dis die inflammasiefase. Hulle maak die area skoon van enige rommel. Stap 2. Dis tyd om te herbou. Nuwe weefsel, nuwe bloedvate, die fondasie word gelê. En laaste, stap 3. Die afronding. Alles word versterk en netjies gemaak. En hierdie hele proses, dis soos 'n fyn ingestelde simfonie. Daar's selle, daar's groeifaktore en dan is daar hierdie baie belangrike proteïene, die MMP's. Dink aan hulle as die professionele sloppingsspan op die bouterrein. Hulle werk is om die ou, beskadigde strukture presies af te breek, sodat die bouers kan inkom en nuut bou. Maar wat gebeur as daardie perfek beplande projek net stop? Wanneer die helingsproses vasval? Die mees algemene probleem is dat die wond vassteek in daai heel eerste fase, die opruimingsfase. Dis asof die slopingspan net nooit huis toe gaan nie. Hulle hou aan met afbreek en op 'n punt begin hulle selfs die nuwe, goeie werk wat gedoen is ook afbreek. Dis wat ons chroniese inflammasie noem. En terwyl hierdie chaos aan die gang is en die bouterrein verlate staan, gebeur iets anders. Ongewenste plakkers trek in. In die mediese wêreld noem ons hulle 'n biofilm. Dis basies 'n hele kolonie bakterieë wat saamspan en 'n slijmerige, beskermende skild om hulle self bou. En hierdie biofilms is, wel, hulle slim. Hulle saboteer die hele projek aktief. Hulle gooi petrol op die vuur van daai chroniese inflammasie. Hulle deaktiveer die liggaam se eie groeifaktore. Dit is amper asof hulle die sementmengsel steel en hulle verhoed dat nuwe bloedvate ordentlik kan vorm. So, hoe kry jy die projek weer aan die gang? Wel, soos 'n goeie speurder moet 'n dokter eers die ware oorsaak vind. En dit val gewoonlik in een van 3 hoofkategorieë. Eerstens, dink aan foutiewe loodgieterswerk. Dis venose ontoereikendheid, waar bloed in die bene opdam. Tweedens, geblokkeerde toevoerlyne. Dis arteriële ontoereikendheid, waar daar nie genoeg suurstofryke bloed na die wond kan kom nie. En derdens, 'n gekompromiteerde fondasie. Dis diabetiese neuropatie, waar senuweeskade beteken die persoon voel dalk nie eers die wond nie. OK, so as die oorsaak eers geïdentifiseer is dit tyd om die gereedskapskis uit te haal. En die heel eerste stap word wondbedvoorbereiding genoem. Dis eintlik 'n perfekte naam. Jy kan nie saad in 'n tuin vol klippe en onkruid plant nie, né? Jy moet eers die bed voorberei. Hier beteken dit, kry die dooie weefsel uit, beheer die bakterieë en die inflammasie en kry die swelling onder beheer. En een van die mees deurslaggewende stappe is debridement. Dis die fisiese verwydering van daai dooie weefsel. Dis is om die rommel van die bouterrein af weg te ry. Studies wys dit duidelik, as jy dit weekliks doen, genees die wond net eenvoudig vinniger. Dis een van die kragtigste dinge wat 'n dokter kan doen. Dan is daar meer gevorderde tegnologie. 'n Goeie voorbeeld is negatiewe druk wondterapie of NPWT. Dis basies 'n soort mediese vakuumsuier wat die wond skoon hou en genesing stimuleer. En die resultate spreek van self.
Een studie het gewys dit kan die helingskoers na 16 weke opstoot na 56% vergelyke met net 39% vir standaardsorg. Dis 'n reuse verskil. En nog 'n indrukwekkende stuk gereedskap is hiperbariese suurstofterapie. Hier word die pasiënt in 'n kamer geplaas met 100% suurstof onder hoë druk. Wat dit doen, is dit forceer letterlik suurstof in die weefsels in. Dis soos om 'n super aangejaagde engine vir jou liggaam se herstelspanne te gee. So, as ons nou alles bymekaar sit, wat is die toekoms van heling? Die groot gedagte om saam te neem is hierdie. Om 'n chroniese wond te genees is nie 'n passiewe wag-en-sien proses nie, glad nie. Dis 'n aktiewe proses. Dit gaan daaroor om die regte diagnose te maak en dan 'n gespesialiseerde span met die regte gereedskap in te bring om daai vasgevalle projek weer aan die rol te kry. En dit los ons met 'n laaste, nogal opwindende gedagte. Soos ons tegnologie en ons verstaan van die liggaam beter word, is dit moontlik dat ons eendag wonde sal kan behandel om selfs beter en vinniger te genees as wat die natuur oorspronklik bedoel het. Dalk is die toekoms van heling nie net om te herstel wat stikkend is nie, maar om dit beter te maak as voorheen.